Goeienaand, baie welkom vir elkeen van julle, vir almal aanlyn, baie welkom ook vir julle, almal in Kroonstad, baie welkom ook vir julle. Dit bly vir ons 'n groot voorreg dat julle op hierdie manier ook 'n deel wees van wat ons doen. Nou ons is in ons reeks 1 Timoteus en ons gaan 'n bietjie deur hierdie boek van 1 Timoteus en ek gaan vir ons bid en dan gaan ons induik in die woord van die Here ook en so kom ons bid saam en kyk wat die Here ook vir ons leer. Here, dankie vir die groot voorreg om tot U te mag nader. Dankie dat ons in U teenwoordigheid mag kom. Nie oor enigiets wat ons gedoen het nie, maar in die Here Jesus, U het dit moontlik gemaak. Dankie vir U woord, vir U Gees, vir U kerk. Dankie dat ons in die naam van Jesus kan vergader. Party fisies hier, party aanlyn, maar wat 'n groot voorreg. En ek wil kom vra, Here, mag U U woord vir ons oopbreek op 'n spesiale manier. Mag U vir ons kom dinge leer, mag U vir ons kom dinge wys. Heilige Gees, mag U soveel meer sê as wat ek in woorde kan sê. Mag U soveel duideliker wys wat dit is wat U wil hê ons moet doen met dit wat ons hoor. Seën ons soos wat ons by mekaar is. Ek bid dit in die naam van Jesus. Amen. Timoteus is 'n jong man wat Paulus in Lystra ontmoet. Hy neem hom onder sy vlerk, hy begin hom disipel en hy vat hom saam op al sy sendingreise waar hy die evangelie verkondig, kerke plant en briewe skryf vir kerk om hulle te bemoedig en op te bou. En Timoteus is deel van al hierdie dinge. En dan los hy vir hierdie jong man Timoteus by hierdie kerk in Efese en hy sê, luister, hier's probleme in hierdie kerk, daar's ouens wat sekere dinge leer wat nie in lyn is met die goeie nuus nie en ek wil hê jy moet hier bly, jy moet predikant wees vir 'n tyd. En dan skryf hy hierdie brief aan Timoteus wat ons het as 1 Timoteus en hy sê, luister, hier is wat ek wil hê jy moet hierdie ouens leer. So in 'n sekere sin sit vir hom, maar dis vir al hierdie ouens sodat hulle kan leer en dis ook vir ons. Om te kan weet hoe moet ons optree in die huisgesin van God, hoe moet ons lewe lyk binne dit. En Paulus skryf vir hom, luister, hierdie ouens is besig om allerlei goeders te vertel en mis die punt, dit gaan oor liefde. En dit is belangrik dat jy op dit sal fokus en hulle gebruik die woord van God verkeerd en onthou dat daar's genade vir alle mense en bid alle tipe gebede vir alle mense, want God se hart is juis dat mense tot bekering kom, want daar is net een God en daar is net een middelaar tussen God en mens, die Here Jesus en juis die rede hoekom God my gestuur het na hierdie plek en om hierdie kerk te gaan plant is juis dat hulle die goeie nuus kan leer. En hier's ouens wat besig is om dinge te leer wat die goeie naam van die goeie nuus en die goeie naam van kerk besig is om skade te maak aan dit. En jy het nodig om hierdie ouens reg te stel. En ons is besig om in 'n sekere sin 'n Bybelstudie te doen oor hierdie. En vandag, wat ons kom by hoofstuk 3 is wil Paulus eintlik sê, luister, daar's hierdie sekere leiers en jy moet seker maak hulle voldoen aan hierdie sekere kriteria, hulle voldoen aan sekere eienskappe, hulle voldoen aan sekere dinge. En eers as hulle aan hierdie dinge doen, dan kan hulle leiers wees binne in die gemeente, kan hulle invloed uitoefen binne in hierdie gemeente. Nou ek het 'n vriend, hy spot altyd, hy sê, as dit kom by Vadersdag en Moedersdag in kerk, gewoonlik met Moedersdag in kerk, dan soos, maas, julle is wonderlik, ons is lief vir julle, en julle is die beste wat daar is. En as dit kom by Vadersdag, dan soos, okay, paas, come on, ons kan beter doen as hier, kom ons maak dit reg, kom ons kry net hierdie dinge reg waarmee ons besig is. En dis glad nie wat ek wil doen vandag nie. So my hart is nie dit nie, maar ek wil hê jy moet iets sien, en ek wil hê jy moet iets sien waartoe jy kan werk. En hierdie is nie net vir paas nie, hierdie is vir enige iemand. Gewoonlik wanneer ek 'n voorhuwelikse kursus doen en ek praat met die manne, dan bring ek hierdie puzzle en dan sê ek, luister, so baie keer, mans sal deelneem solank hulle weet daar's 'n kans om te wen. As daar geen hoop is vir wen nie, dan sal soos, what's the use? Ek gaan nie eers deelneem nie, want hoekom? En baie keer is dit juist so, mense sê ons moet goeie mans wees en ons moet goeie paas wees, maar in 'n sekere sin sê niemand vir ons hoe dit moet lyk nie. Dis soos half ons kry hierdie stukkies van 'n puzzle en dan sê hulle, okay, go, bou die puzzle. Maar hulle wys nooit vir ons die prentjie nie, hulle gee nooit vir ons 'n rigting nie. As jy 'n puzzle moet bou en jy het nie die boks nie, jy het nie die prentjie nie, dan soos, hoe bou jy? Dis net so goed jy bou die puzzle onderste bo en soos ons hoop ons kom daar. Maar die boks, die prentjie gee vir jou idee, waar pas hierdie rooi stukkie en waar pas hierdie ding in en hoe kom alles bymekaar? En in 'n sekere sin hierdie lys wat Paulus gee vir leiers, vir geestelike leiers en vir leiers in die algemeen, is 'n prentjie waarin jy jouself kan meet, waarin jy self kan groei en sodat jy verder kan gaan en vorentoe kan gaan. Nou hierdie is spesifiek die konteks van ouderlinge wat geestelike leiers is van die gemeente. Dis die lys wat ons nog steeds by ons gebruik wanneer ons ouderlinge aanstel. Maar ek wil hê jy moet dink in terme van leierskap.
En nou nog, as ek praat oor leierskap, vind ek dat soveel mense 'n verkeerde prentjie het van leierskap. En hulle dink aan 'n titel, hulle dink aan 'n spesifieke posisie. Dit is nie leierskap nie. Leierskap is wanneer jy invloed uitoefen. Of dit is dat jy 'n pa is en jy oefen invloed uit op jou kinders. Of dit is dat jy 'n bestuurder of 'n CEO. Of dit is dat jy 'n student is en binne in jou koshuis invloed uitoefen. Of dit is dat jy in jou vriendekring jou vriende help om in 'n sekere rigting te gaan. Of dit is dat jy 'n skoolier is en of dit is dat jy 'n onderwyser is of 'n sportafrigter of 'n oupa is of wat ook al, wanneer jy invloed uitoefen en mense help om vorentoe te gaan en in 'n rigting te gaan en idee oor iets te vorm, is jy 'n leier. En hierdie eienskappe wat Paulus gee, alhoewel dit in die konteks van kerk is eienskappe vir enige iemand om jouself te meet aan leierskap. Inteendeel, daar's ouens wat nie weet van die Bybel nie, hulle ken nie die Bybel nie, maar dis dieselfde tipe eienskappe wat hulle soek veral vir ouens in middelbestuur. En dan is hulle altyd verras as hulle hoor, maar dis duisende jare terug het Paulus dit al reeds neergeskryf. En die konteks was kerk, maar dis dieselfde karaktereienskappe wat belangrik is vir leiers. En afhangend van waar jy jouself vind en wat 'n ouderdom jy is, hier is iets vir jou om jou te meet en alles het te doen met integriteit. Alles het te doen met dinge wat jy kan doen. En hier is wat ek wil hê jy moet weet. Daar's niks van hierdie om jou te laat skuldig voel nie. Sien hierdie as 'n prentjie, sien hierdie as 'n geleentheid dat hier is 'n manier dat ek weet in watter rigting om te gaan en waarna ek kan groei en waarna toe ek kan vorentoe gaan. As daar fluisters in jou kop enigstens kom van jy sal dit nooit maak, jy sien daar nie, moenie vir die vyand luister nie. Deur God se gees is daar bonatuurlike krag beskikbaar vir jou en vir my om te groei binne in hierdie. So Paulus skryf vir Timoteus en hy sê die volgende, hy sê dit is 'n waar woord. As iemand graag 'n ouderling wil wees en dit is die titel vir die geestelike leiers, begeer hy 'n voortreffelike werk. En in jou konteks is dit dalk nie ouderling nie, maar dis leierskap. En hier is wat Paulus sê, luister Timoteus, as 'n ou in 'n posisie van leierskap wil wees, as hy ouderling wil wees, great. Maar maak net seker hy is volwasse en hy voldoen aan die volgende eienskappe. Want die probleem in hierdie kerk op hierdie stadium is juist die ouens wat invloed uitoefen en dat hulle invloed uitoefen in die verkeerde rigting. So maak seker dat hulle voldoen aan hierdie eienskappe en al hierdie eienskappe wat Paulus noem, is eintlik in teenoorstellings van hierdie ouens wat reeds invloed uitoefen. En dan begin hy met die eerste ene en hy sê 'n ouderling moet onberispelik wees. 'n Ander woord vir onberispelik wat jy kan gebruik is hy met 'n goeie reputasie. En hierdie is in 'n sekere sin die oorkoepelende ding. Al die ander goeders wys eintlik prakties wat dit beteken. As jy al hierdie ander dinge doen wat Paulus nou gaan noem, dan sal jy onberispelik wees, sal jy 'n goeie reputasie. So hy begin met hierdie en hy sluit af in vers 7 eintlik weer met hierdie ding van 'n goeie reputasie. Nou is die ding. Hierdie beteken nie dat jy moet perfek wees nie. Hierdie beteken nie dat daar's geen fout in jou nie. Dit sê dat jy beweeg in hierdie rigting, dat wat mense sê en wat die algemene beeld van jou is juis in 'n goeie rigting. Wanneer Petrus oor hierdie skryf, dan skryf hy in 1 Petrus 2, hy sê geliefdes, omdat julle uitlanders en bywoners is, en hy gebruik hierdie terme, omdat hy sê, luister, julle is nie van hierdie wêreld nie, julle behoort aan God se koninkryk, julle is van 'n ander koninkryk, hierdie is nie jou huis nie, hierdie is net 'n tydelike plek waardeur jy gaan, en juis omdat jy aan God behoort, deel is van sy koninkryk, nie eintlik van hier is nie, omdat dit is waar jy is, handhaaf 'n voorbeeldige leefstyl onder die nie-Christene. En dit was juist die probleem van die kerk in Efese ook, is dat die beeld onder die nie-Christene het skade gelei. Dis hoekom Paulus hierdie brief vir Timoteus skryf. En Petrus se hart is dieselfde. Hy sê, hulle sal dan julle goeie gedrag sien. En jy moet daai woordjie omkring sien. Dit beteken om te observeer. Dis nie dat hulle sien net soos wat jy verbyloop nie. Dis dat hulle hou jou dop en hulle kyk hoe jy leef. En hulle kyk wat jy sê en wat jy doen of dit by mekaar kom. Hulle kyk na jou integriteit. Mense hou jou dop. Jy het geen beheer oor dit nie. En as jy Christen is, hou mense jou nog meer dop. En hulle kyk of wat jy sê en wat jy doen by mekaar kom. Hierdie wêreld het nie so groot probleem met Christelike beginsels nie. Hulle het wel 'n probleem dat wanneer ouens sê dis belangrik en hoe hulle leef, kom jy by mekaar uit. En dan sê hy, hier's wat jy moet weet, hulle gaan jou dop hou. En die ding van 'n goeie reputasie sê nuwe dinge in die kerk nie. In Handelinge 6, wanneer hulle sê, luister, die apostels het te veel werk, hulle kan nie al hierdie goeders doen nie, dan sê hulle, kry manne met 'n goeie reputasie, en dan stel hulle 7 ouens aan. Inteendeel, die rede hoekom Paulus vir Timoteus raak sien is omdat hy 'n goeie reputasie gehad het in verskillende dorpe en onder verskillende mense. En wanneer iemand 'n goeie reputasie het, word daar goed gepraat oor hulle op verskillende plekke deur verskillende mense. Hoe is jou reputasie op die oomblik? Het jy 'n goeie reputasie op die oomblik? Is dit wat mense van jou sê? Weet jy wat mense van jou sê?
Miskien moet jy vra. Miskien moet jy vir die mense naaste aan jou vra. Hoe is ek? Vir jou kinders, vir jou vrou, vir jou naaste vriende, jou familie. Mense wat jou regtig goed ken. Wat vir reputasie het jy op die oomblik? En dan duik Paulus in 'n klomp goeters in en hy sê, hier's hoe dit lyk. As jy hierdie dinge doen, het jy goeie reputasie. Getrou in sy vrou, hy moet nugter wees, verstandig wees, beskaaf, gasvry en bekwaam om te onderrig. En ons gaan deur al gaan een vir een. So die eerste een wat hy sê is, hy moet getrou wees aan sy vrou. Hierdie te doen met morele reinheid. Die letterlike betekenis van in die Grieks wat hier gebeur is beteken 'n een-vrou man. Hy moet 'n een-vrou man wees. Want die algemene praktyk in hierdie Romeinse wêreld op hierdie stadium was meer soos 'n 3-vrou man. Soos jy het jou vrou gehad en sy het na die kinders gekyk en die kos gemaak, maar dan het jy ergens 'n slaafmeisie gehad wat alles moes doen wat jy wil hê sy moet doen. En dan ergens was daar 'n tempel, een of ander tempelprostituut vir afgoderry en in hierdie konteks het vrouens geweet dis so 'n man se lewe. En Paulus sê luister, wow. Nou is julle in die koninkryk van God. Julle is deel van God se koninkryk. Hoe God dink oor reinheid is heeltemal anders. Jesus sê jy kan nie eers net na 'n vrou kyk en na haar begeer nie. Nee, dis 'n ander manier hoe jy moet leef. En jou moet jy 'n een-vrou man word. Dit moet anders te lyk. En reg deur die geskiedenis word daar juis oor Christene geskryf en oor hulle morele reinheid. Wanneer hy 'n brief skryf aan die kerk in Efese wat ons het as Efesiërs in die Bybel, dan spreek hy juis hierdie ding aan in Efesiërs 5, dan sê hy, soos dit pas by mense wat aan God behoort. Kyk weer eens, hy skryf aan kinders van God. Hy skryf aan mense wat in die koninkryk van God is, wat nie meer aan hulle self behoort nie, maar aan hom. Hy sê, luister, hier is ander reëls wat geld, hier is ander standaarde. Ja, die wêreld leef op 'n sekere manier, maar jy wat sê jy is Jesus volgeling, jy wat hom volg, jy moet op 'n ander manier leef. En dan sê hy, iemand wat aan Jesus, aan God behoort, moet daar onder julle geen sprake wees. Met ander woorde, die reputasie, die praatjies wat gepraat word, dan moet onder julle geen sprake wees van seksuele sondes, immorele optredes of gierigheid nie. Gewoonlik fokus ons net op, maar gierigheid kom ek nie in. Liefde vir geld, nog meer, ek wil nog meer dinge hê. Hy sê al daai goed is in dieselfde lyn, dan moet nie eers sprake van dit wees nie. Die NIV sê dit, there should not even be a hint of sexual immorality. Dan moet jy eers amper in daai rigting gaan nie. Wat moet jy in jou lewe uitsny sodat daar nie eers amper sprake kan wees van dit nie? Party ons is dit net, daar's seker goeders wat jy kyk wat jou kop in 'n rigting stuur. Wat maak dat jy sekere dinge begeer en sekere dinge wonder. Jy bevind jou op sekere plekke en met sekere praatjies wat jy dalk moet uitsny in jou lewe sodat jy hier kan leef en op hierdie manier kan leef. So sê, okay, een vrou man en dan nugter en verstandig. En daai nugter het nie te doen met dat jy is nie dronk nie. Hy kom nou by dronkenskap. Hierdie nugter het te doen met 'n welgebalanseerde lewe. Hierdie het te doen met om matig te wees. Hierdie is wat wil hy nou nog sê, om konstant te wees. Dis is dat mense weet wat hulle gaan kry. Dis nie dat jy staan op en dan sal soos, kom ons kyk hoe moet jy hanteer vandag. Ons weet wat ons gaan kry. Jy leef gematig, jy leef gebalanseer. Jy word nie onkant gevang en op en af en nou is ek angstig en nou is ek so as gevolg van omstandighede. Nee, my oë is gefokus op Jesus en my oë is gefokus op 'n ander koninkryk en ek weet dat hy is in beheer. Maak nie saak wat in my omstandighede gebeur nie. Ja, ons hanteer dit, maar alles wat verander in hierdie wêreld gaan my nie op en af gooi nie. En alles wat verander in my gesin gaan my nie op en af gooi nie. Nee, daar's 'n matigheid van hoe ek leef. En dan verstandig het te doen met jy het wysheid. Spreuke 16 sê mense respekteer dit, weer eens te doen met die reputasie iemand wat wys leef. Wat op 'n wyse manier leef. Hoe kry mens wysheid? Ek dink een van die eerste dinge hoe jy wysheid kry is om nederig te wees. Om te sê, luister, ek weet nie alles nie. En om te leer, ek dink een van die beste eienskappe van enige leier is dat hulle leer altyd. As jy ophou leer, dan hou jy op met lei. En hulle het 'n nederigheid om te sê, luister, daar's nog wat ek kan leer. En om te vra, luister, wat sien jy in my lewe wat nie is nie en hoe kan ek dit verander? Daar's 'n nederigheid in dit. Dis ook ouens wat 'n dankbaarheid en 'n dankbaarheid vir die genade van God en weet dat wat hulle het en waar hulle is en die invloed wat hulle het, is as gevolg van die genade van God. Dis nie hulle eie skills en dinge hoe hulle werk nie, nee, God is in beheer. En dis ook iemand wat in gebed leef. Vir Here vra vir wysheid. Jakobus 1:5 sê vra as jy wysheid kort kom. En God gaan dit gee. Soos met wysheid wat moet kom. En dan sê hy, is ook iemand wat beskaaf is. En hierdie te doen met hoe jy leef, dwing respek af. Jy word gerespekteer. Weer eens in Efesiërs dan skryf Paulus, hy sê leef 'n lewe wat pas by die waardigheid van die roeping waarmee jy geroep is. Leef 'n lewe op 'n manier wat iets dra van die gewig dat jy is 'n kind van God. Jy is 'n volgeling van Jesus. Jy is 'n ander koninkryk. Jy het invloed wat jy kan uitoefen vir God se koninkryk. Hoeveel respek
Dwing jou leefstyl op hierdie stadium af vir die mense om jou. En in hierdie konteks veral onder nie-Christene. As jy werk, lewer jy kwaliteit werk. Is jou werk op tyd? Daag jy op tyd op by die werk? Of is jy altyd laat? Of het jy altyd verskonings? As jy wil respek afdwing daar, dis die enigste manier hoe jy 'n sitplek by die tafel gaan hê, is dat jy bydra en iets lewer wat waardig is. Hoe lyk jou leefstyl? Daar waar jy bly, hoe jy aantrek, dwing dit respek af. Wys dit iets, dat hier is iemand wat op 'n ander manier leef. Ek hoor hierdie storie van 'n predikant wat 'n huis gekoop het by 'n ander predikant, en toe die bure hoor dis alweer 'n predikant wat intrek, dis al soos, regtig. Juis omdat hierdie ander predikant nie respek gehad het nie. En binne in hierdie konteks was dit dat hierdie ouens is nie Christene nie, hulle worry nie oor Christendom nie, hulle worry oor hulle grasperk en mooi tuin. En hierdie predikant het glad nie worry oor sy gras nie, en al sy bossies het saad geskiet en hulle probleme gemaak by hulle. En hierdie nuwe predikant het gevind dat hy kan nie brûe bou vir die evangelie nie, net oor wie hy is. En hy moes aandag gee net aan sy tuin, hoor nou, sodat hy kon respek kry by die ander ouens, sodat hy Jesus op die tafel kon sit. Hoe leef jy? En is daar respek in die manier en waar jy leef? Wat is die stories wat van jou vertel word in die meningskompleks? Is weer daai tannie by nommer 11. Of is daar iets van 'n respek? Is mense bly dat hulle jou aangestel en dat jy leef daar juis net omdat jy Jesus volg? En dan sê hy, dit moet iemand wees wat gasvry is. Moet iemand wees wat hulle hulpbronne deel met ander, mededeelsaam wees. Nou, oralste waar die Bybel praat van mededeelsaamheid of van gasvryheid spesifiek, het dit te doen met om mense in hulle nood te help. Die Engels is hospitable. Dis waar die woordjie hospital vandaan kom en hospice vandaan kom. Christene het 'n plek geskep waar siek mense wat uitgestoot was kan by mekaar kom en veilig kan wees, waar mense wat besig om te sterf kan wees, geweeshuise was deur Christene geskep, en dit kom alles van hierdie af. In Romeine 12 sê Paulus, help die medegelowiges in hulle nood, en lê julle toe op gasvryheid. En die rede hoekom hy sê, lê julle daarop toe, is omdat dit gewoonlik nie natuurlik kom vir ons nie. Ja, daar's baie ouens wat die gawe het, die geestelike gawe van gasvryheid, en hulle is amazing mense, jy voel altyd welkom en hulle maak altyd welkom, maar die meeste van ons moet sê, ons moet ons stoel lê op, het vat bietjie effort, vat ons bietjie meer effort om ons huis skoon te maak en ons huis oop te stel vir ander mense en ons hulpbronne beskikbaar te stel. Petrus sê dit so, wees gasvry teenoor mekaar sonder om te kla. Het jy ooit by mense gaan kuier of by hulle gaan eet en jy voel eintlik soos 'n las omdat jy daar is? Ek moes heel dag huis skoonmaak, maar ons is so bly jy is hier, prys die Here. Rarig. Kom ek eet en gaan huis toe, want ek weet nie of ek so lekker so voel hier nie. Soos dalk jy by my geëet het. Hy sê nie, lê julle op toe, doen dit sonder kla. En dan sê dit met iemand wees wat bekwam is om te onderrig. Nou luister baie mooi. Dit beteken nie almal moet preek nie. Dit beteken nie dat al die ouderlinge in 'n kerk moet preek nie. Inteendeel in ons kerk is dit so, al die ouderlinge preek definitief nie. Dit beteken nie dat jy moet preek nie. Maar wat hy sê is, luister, as jy 'n geestelike leier wil wees, is dit nodig dat jy jouself kan handhaaf met die woord van God en met die beginsels van God en dat jy vir iemand anders dit kan verduidelik. In Kolossense 3 dan staan dat die boodskap van Christus moet in sy volle rykdom in julle bly. Leer en onderrig mekaar, nie net die predikant nie, mekaar met alle wyse. Dit moet wees dat jy kan vir ander mense verduidelik, hoekom glo jy? 1 Petrus 3 sê dit. Jy moet altyd gereed wees om 'n antwoord te gee oor die hoop wat in jou leef. Kan jy vir iemand verduidelik hoekom jy in Jesus glo? Kan jy aan iemand anders die evangelie verduidelik? As hulle tot bekering wil kom, kan jy hulle lei tot dit? Kan jy die beginsels vir jou kinders leer van hier's wat God sê? Kan jy die geleenthede wat geskep word sê, weet jy wat? Ja, die fliek sê dit, ja, jou onderwyser sê dit, ja, die wêreld sê dit, maar hier's wat God se woord sê en dis wat dit beteken en dis hoekom jy moet implementeer. En luister baie mooi, indien jy nie kan nie, wees nederig en sit jou in 'n omgewing waar jy kan leer hoe om dit te doen. Dis hoekom ons sekere dinge doen en kursusse doen en klein groepe het, is juist dat jy kan gedisipel word en jouself kan onderrig. Juist dat jy dit ook kan doen en kan verduidelik vir iemand anders. En dis wat hy bedoel. Die gevaar is dat wanneer ons so bietjie meer weet as ander, dan wil ons sê van kyk na my. En Paulus spreek dit aan, veral in sy tweede brief van Timoteus, dan sê hy, 'n dienaar van die Here moenie rusie maak nie. 'n Ander woord vir hierdie nie rusie maak nie is strydlustig, lus om te stry. Ken jy sulke mense? Altyd lus om te stry? Sê net, nie nou na hulle te wys nie, maar 'n dienaar van die Here moenie rusie maak nie. En dan sê hy, inteendeel, hy moet vriendelik wees teenoor almal.
Bekwaam is binne in die middel sit hy bekwaam om ander te leer en iemand wat onreg kan dra. So binne in hierdie karaktereienskappe van, luister, dit moet nie iemand wees wat strydlustig is nie, hulle moet vriendelik wees teenoor almal, hulle moet onreg kan verdra. Binne in die middel sit hy, luister, bekwaam om ander te leer. En wat hy sê is, luister, as jy nooit vriendelik is teenoor ander mense nie, as jy altyd stryderig is, as jy altyd op die verdediging is en altyd soos op jou perdjie is en dinge net vinnig en ligtelik net altyd vat, gewoonlik gaan daar nie 'n geleentheid wees vir jou om die waarheid by tafel te sit nie. As jy altyd die een is wat moan en altyd stry, gaan mense nie wil hoor wat jy sê oor die waarheid van God nie. Maar wanneer jy in 'n moeilike situasie onreg verdra sonder om te kla en jy's nog steeds vriendelik teenoor die ouens wat mislik is met jou en jy stry nie met hulle nie, dan gaan mense sê, luister, wat gaan aan in jou lewe, leer my. En dis waar hierdie gaan. Beteken dit dat ek so net, as iets verkeerd is, net niks oor dit sê nie? Nee, dis nie wat hy sê. Maar dit doen met hoe jy dit sê. Te veel ouens het kennis en inbegrip oor die woord en wil vir almal anders sê hoekom hulle verkeerd is. Toe Jakob het altyd gesê, ons wat hier werk by die kerk, het die voorreg om voltyds vir die Here te werk. Maar saam met dit kom die koste dat ons met onreg verdra. Mense gaan goed oor jou sê. En mense gaan goed van jou sê, mense gaan wat jy sê van die bo af verkeerd interpreteer en vir jou anonieme briefies in die kollekte gooi en vir jou e-mail skryf oor al die dinge. Vat dit, want jy het die voorreg om vir die Here te werk. En dit wys iets van waar ons kan wees en dis wat vir jou en vir my ook nodig is. En dan gaan Paulus aan in vers 3, dan sê hy 'n klomp goed wat jy nie moet doen nie. Waar eers sê, dis goed wat jy moet doen, gaan hy moenie doen nie. Hy sê, moenie aan drank verslaaf of 'n risiemaker wees nie, maar inskikkelik, vredelievend en nie geldgierig nie. So hy begin, hy sê, moenie aan drank verslaaf wees nie, en die fokus is op verslaaf. Die fokus is nie drank nie, die fokus is op verslaaf. In hierdie konteks sê hy, luister, moenie aan drank verslaaf wees nie. Nou die Bybel het baie te sê oor dit. In die Ou en in die Nuwe Testament. Praat dit oor drank. En in die Ou Testament kry jy baie keer 'n Spreuke wat sê, luister, neem 'n bietjie wyn en op 'n ander plek sê bly weg van wyn af. En in die Nuwe Testament, die enigste plek waar dit sê neem 'n bietjie wyn, is eintlik juist wanneer Paulus vir Timoteus sê, neem 'n bietjie wyn vir jou maag. Ek sien jy is bietjie siek. Hy sê dit eintlik medisyn. Maar wat oor die Ou Testament en die Nuwe Testament baie duidelik is, en wat teen die Ou Testament en die Nuwe Testament baie duidelik skryf, is dronkenskap. En in al twee, die Ou en Nuwe Testament, maak dit baie duidelik dat dronkenskap is nie die wil van God nie. En as jy dronk raak, is daar 'n probleem. Hierdie term letterlik in die Grieks beteken wat moenie aan drank verslaaf wees, sê moenie te lank by jou wyn sit nie. Want as jy te lank by jou wyn sit, dan kry die wyn beheer van jou. En dan is jy nie meer in beheer nie. En jy word 'n slaaf van iets en dan is daar hierdie ondertoon van en dit word baie keer gewelddadig. So luister baie mooi. Daar's 'n klomp neutrale dinge waaroor die Bybel praat van drank en praat oor Jesus wat water in wyn verander en praat oor Jesus wat die nagmaal ingestel het. So daar's 'n klomp neutrale goed wat gesê word. Maar die hart van dit wat Paulus sê is, luister, wees versigtig vir dit wat jou wil beheer. In 1 Korintiërs dan sê hy, alles is my geoorloof, maar nie alles is voordelig nie. Met ander woorde, daar's sekere dinge wat teen die Bybel nie is nie, wat die Bybel sê is okay, maar dis nie altyd voordelig nie. Vir een nou is dit fyn, maar vir die ander nou is dit dalk nie fyn nie. Dan sê hy, alles is my geoorloof, met ander woorde, die versie sê dis fyn en alles, maar ek sal my deur niks laat oorheers nie. So wat hy ouens, al die hele versie aan, ja maar, Jesus is fyn met drank, want ek bedoel, hy het water en wyn verander. Maar Jesus het ook gesê, ek sal nie weer van hierdie beker drink, totdat ek terugkom in heerlikheid nie. Niemand al daai versie aan nie. Maar waaroor dit gaan is, maak seker, dat jy nie oor iets oorheers word. Vir baie ouens is dit drank, en jy moet wegbly van dit. Vir baie ouens, is dit jy eet te veel. Jou probleem is kos. Jy is verslaaf aan kos. Vir baie ouens is die probleem, jou foon en sosiale media. Nee, ek het nie tyd vir Bybelstudie nie. Ja, maar jy het 3,5 ure net op sosiale media gewees. Rarig? Misschien jy wegblijf van dit. Vir baie ouens is dit Netflix, series. Ons kyk een na die ander en na die volgende. Nou die Bybel sê nie, Netflix is verkeerd nie, ouens. Behalwe 90% dalk wat gebeur op Netflix, maar die probleem is, het dit beheer oor jou. Ek bedoel, as ons alles op hierdie verhoog doen wat Netflix wys, dan is baie van julle sê, wow, bly weg van daai kerk af. Maar ons kyk dit heeldag. Ons wat sê ons volg Jesus. Dit is dalk nie voordelig vir jou nie. Jy moet kyk na dit.
Maar daar's 'n groter beginsel. Al kan jy die versie sê, dis fyn vir my, is daar 'n groter beginsel van liefde vir God en liefde vir mense. En jy as volgeling van Jesus behoort nie meer aan jouself, jy behoort aan God. En jy moet binne sy wil bly. In Romeine 14 skryf Paulus, dit is goed as 'n mens nie vleis eet of wyn drink, of enigiets doen, wat jou broer laat struikel nie. Party ouens stry oor vleis en eet en wyn en alles, maar daar's allerlei goeders, en as jy dit doen, dan maak dit dat jou broer struikel, en dat hy nie kan by die Here kom nie. So, sien wat gebeur, baie keer, kan ek net so oomblik iets oor dit sê? Is baie keer op Sondag gaan eet Christene ergens in 'n restaurant uit, en hulle wys dat as Christene, hulle bid hulle voordat hulle eet, maar die tipe tip wat hulle los, wys niks dat ons lief vir die Here, of vir die mense wat hulle bedien het nie. So hy sê, luister, wees besigtig, daar's 'n groter beginsel. Jy kan dalk sê dis fyn en jy het al die versies en jy ken dit, maar as dit maak dat jou broer val, en as dit maak dat dan die liefde vir jou broer is, jy moenie dit doen nie. Dis die groter beginsel. En as jy bereid om onderdanig te wees aan God, selfs al kos dit jou iets. In vers 5 dan sê hy, elkeen moet net in sy eie gemoed oortuig wees van sy opvatting. Luister, so baie keer het die Here vir jou iets gewys wat fyn is vir jou. Vir baie ons wys hy moet niks drink nie. En vir baie ons sê dis fyn as jy gematig gebruik. Maar moenie oor jou oortuiging nou vat en dit afdwing op almal anders. Maak dit seker jy weet wat jy glo. Maar met die groter beginsel, indien dit veroorsaak in 'n sekere konteks of op 'n sekere plek dat iemand anders val, dan doen dit. Jy's omdat jy lief is vir God en lief is vir mense. So sê okay. Nie aan drank verslaaf wees nie, dan risiemaker, inskikkelik, vredeliewend en geldgierig. Nou hierdie woordjie inskikkelik kom net in Timoteus en Titus voor. Maar die beginsel wat daar verduidelik word, 'n ander manier wat ek dit kan verduidelik is die woordjie sagmoedigheid. Nou ek weet, ons is Vadersdag en nou om te sê sagmoedig, luister paas, wees meer sagmoedig. Dis gewoonlik nie die nommer 1 goal vir mans aan die begin van die jaar. Luister, hierdie jaar gaan ek meer sagmoedig wees nie. Dit voel vir ons so 'n bietjie verkeerd. Maar dis deel van die vrug van die Gees. Dis deel van in Kolossense 3 wat hy sê, die nuwe mens, beklee julle met sagmoedigheid. En hoe jy dit moet verstaan is dat dit beteken krag onder beheer. Toe Paulus is 'n aanhou. Ek bedoel, voordat hy tot bekering gekom het hy geweld gebruik om juis aan God eer te bring. En hierdie ouens wat hierdie nuwe manier begin het, maar nadat hy tot bekering gekom het sy persoonlikheid nie verander. Hy was nog steeds gedryf en hy het konflik en hanteer en dinge gedoen, maar hy het nooit tot geweld oorgaan nie. Hy het krag onder beheer gehad. Die woord sagmoedigheid beteken, dis soos 'n hings wat verskriklik baie krag het, maar wat ingebreek is sodat jy hom kan ry en iets mee kan doen. Of soos baie sterk medikasie, waarvan jy die regte hoeveelheid gebruik en dit bring verligting en dit bring genesing. Te veel van daai medikasie is katastrofies. Of soos wind wat 'n boot net met die regte spoed aanwaai. Stormwind en wasaai maak chaos, maar die regte hoeveelheid kan maak dat jy om die wêreld gaan. Dis wat dit beteken, dis krag onder beheer. En hy sê luister, vir jou as man van God, jou as leier, maak seker dat daar's krag en gebruik dit in die regte rigting, maar sit dit onder beheer en onder beheer van God. Moenie geldgierig wees nie. Ons gaan nie te veel dit sê, maar hy praat later juist oor dit, en hy praat oor die liefde vir geld. Later sê vir Timoteus, luister, die wortel van allerlei kwaad is juist die liefde vir geld, nie geld nie. Te veel mense al daai verse verkeerd aan. Geld is neutraal. Jy kan goeie goed daarmee doen en slegte dinge daarmee doen, maar die liefde vir geld, vir meer en meer, en ek voel veilig en ek voel sekuriteit in dit, dis die probleem. Maar dan praat hy oor weer eens, moenie 'n risiemaker wees nie, wees vredeliewend. Moenie strydlustig wees nie. Moenie wil stry deeltyd nie. God se koninkryk is 'n koninkryk van vreugde en vrede. Jesus is die vredevors, die prins van vrede. Jesus is die bron van vrede. Deel van die vrug van die Gees is vrede. En as jy altyd iemand is wat wil stry en dinge, dan mis jy waaroor dit gaan. Jesus sê in die bergrede in Matteus 5 sê, geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Die wat intree en vrede bewerk binne dit, geseënd is julle. Paulus skryf in Romeine 12, doen julle bes om elkeen in vrede te leef. Werk van jou kant af om vrede te bewerk. En dan gaan hy aan in vers 4 dan sê hy moet sy eie huisgesin goed kan beheer en in alle opsigte op waardige wyse gesag oor sy kinders kan uitoefen. En wat hy sê, luister, mans, hoe jy jou gesin bestuur en hoe jy orde daar handhaaf, het 'n invloed en sê iets van jou geestelike volwassenheid. En die gevaar is dat ons verkeerd dink oor die woordjie beheer en gesag.
Wat dit beteken is dat jy loop voor as 'n voorbeeld. Dit beteken nie dat jy 'n diktator en sê, julle doen net wat ek sê, want ek is die pa en ek is in beheer nie. Nee, dis dat jy jou vrou juist liefhet, soos Christus die kerk liefhet, sy bruid liefhet. Dis juist dat jy jou kinders op 'n manier liefhet, sodat hulle agter jou kan aankom en kan volg. Immers, as iemand nie weet om sy eie huisgesin te beheer nie, hoe kan hy dan die sorg van die gemeente, wat Paulus later noem, die huisgesin van God, op hom neem? Hy sê, luister, so, as jy nie hierdie gesin kan hanteer nie, gaan ons definitief jou toelaat om hierdie gesin van God, die gemeente te hanteer. Hoe lyk dit in jou familie? Dalk van die beste woorde wat jy kan gebruik om hierdie verhoudings te herstel en vrede te bewerk binne jou familie is die woorde, ek is jammer. Ek was verkeerd. Ek moet dit hierdie week ook doen. Is ongeduldig, ek wag. Is ongeduldig want ek moet gaan en ek moet die preek gaan uitwerk van alle dinge. Later sê, ek is jammer. Hoe ek met jou gepraat het, was nie reg nie. Hy weet, my seun weet dit klaar. Maar vir my om te sê, ek is jammer, ek was verkeerd. Herken jou foute. Hê nederigheid om te sê. Hy sê, dit moet ook iemand wees wat maar onlangs tot geloof gekom het. Iemand wat nou onlangs tot bekering gekom het, moenie 'n leier wees in die kerk nie. En dit is nie omdat hy nie die potensiaal het om daar te kom nie. Hy is net nog nie daar nie. So iemand kan verwaand word en in die oordeel kom waarin die duiwel hom laat beland. Ek bedoel, leiers moet wysheid hê. Die Bybel sê wysheid begin met die dien van die Here. Jy het nou eers begin dien, so jy moet nog wysheid leer en hoe gaan jy die skrif kan hanteer en ander kan onderrig as jy nou eers begin. So daar is potensiaal daar en jy kan nou kom, maar dit gaan definitief iemand wees wat nou net tot bekering kom. En dan sluit hy eintlik weer hierdie lys af met die ding van reputasie. Ook by die mense buite die gemeente moet hy as 'n goeie man bekend staan. Sy reputasie daar buite moet goed wees, sodat daar nie praatjies oor hom ontstaan en hy in 'n struik van die duiwel val nie. Hier's wat jy moet weet. Mense gaan goed oor jou sê. En veral as jy invloed uitoefen en 'n leier is, gaan mense goed oor jou sê. Jy het nie beheer daaroor nie. Maar jy het wel beheer oor die waarheid van wat waar is in jou lewe. Leef op so 'n manier dat ouens goed moet opmaak en stories moet opmaak om iets slegs van jou te sê. Moenie vir hulle rede gee en bewyse gee oor hulle stories nie. Leef op 'n ander manier. En dan gaan Paulus in en dan verduidelik hy, hier is die eienskappe wat nodig is vir diakens en dis iemand wat dien in die kerk soos jy in 'n notespan is, dis jy is daai diaken en hy gee 'n lys en baie van dit is dieselfde as vir die ouderlinge. En dan in vers 14 dan sê hy, ek skryf hierdie dinge aan jou, hoewel ek hoop om gou na jou toe te kom. In geval my koms vertraag word, sal jy dus weet hoe iemand hom moet gedra in die huisgesin van God. Hierdie is eienskappe vir Christene wat wil invloed uitoefen vir die koninkryk van God. Dit is die gemeente van die lewende God. Die gemeente is die draer en die beskermer van die waarheid. Ons is hier vir 'n tyd soos nou, om die waarheid van Jesus Christus op die tafel te sit, om invloed in ons wêreld en in ons tyd en in ons stad uit te oefen. So leef op 'n sekere manier. Hoe gaan dit in jou lewe? Hoe doen jy aan al hierdie dinge wat Paulus sê? Waar het jy nodig om te werk? Hoe lyk dit in jou lewe? Wanneer Petrus aan die ouderlinge skryf, in sy brief, in 1 Petrus 5, dan skryf hy onder andere hierdie vers. Wees nigter, daar is hy woord weer. Wees wakker, julle vyand, julle wat ouderlinge is, julle wat geestelike leiers, julle vyand, die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu, op soek na iemand om te verslind. Die duiwel wil die mense wat beheer of invloed uitoefen, uit die game uithaal. Ek wil vir jou sê, dankie vir julle gebede vir ons geestelike leiers. Een van die dinge wat my die meeste bemoedig is wanneer ek gesprekke met julle het en hulle sê, ons bid vir jou. Ek waardeer dit, ons het dit nodig. Daar's ander slagtande van hierdie brullende leeu vir geestelike leiers. Want die duiwel weet dat indien hy die ouens bo kan uithaal, bring hy so baie skade. En ons almal ken stories van kerkleiers wat uit die game uitgehaal is. So blyf ons bid, maar bid vir leiers. Bid vir jouself, want daar's 'n vyand wat dinge wil uithaal. Mark Batterson is 'n predikant in Washington DC. Dink dit is dalk een van die moeilikste plekke om kerk te bou.
Ek bedoel, elke 4 jaar is daar, het jy 'n nuwe gemeente, want dan is dit weer 'n nuwe regering, en is politikuste wat daar bly. Maar hy doen goed. Maar lank terug het hy geskryf, soos hy moes vir homself definieer, wat is sukses? Want 'n sukses afhang van wat mense sê, en wat gebeur om hom, dan gaan dit op en af gaan. En hier is hoe hy sukses gedefinieer het vir homself. Success is when those who know you best respect you most. Wanneer die mense naast aan jou, die mense wat jou die beste ken, jou familie, jou ouers, jou kinders, die meeste respek en liefde vir jou het. Dis wanneer jy sukses het. Hoe lyk dit in jou lewe? Ek wil afsluit met hierdie. Is jy besig om sekere karaktereienskappe vir jou CV te bou? En die natuurlike vermoë wat jy het om 'n werk te kan doen en geleenthede te skep en om geld te maak, is dit jou fokus waarop jy is? Soos ek moet net bou in hierdie rigting, of is jy besig om dinge te bou wat mense op hulde blyk van jou gaan sê? Statistiek het hierdie week weer uitgekom. 100% van ons gaan doodgaan. It's gonna happen. Heel moontlik aan die einde van jou lewe gaan daar 'n begrafnis wees, of 'n roudiens, of iets wees, en dan gaan heel moontlik iemand wees wat iets oor jou gaan sê. Leef op so 'n manier dat hulle nie moet lieg nie. Maar meer is dit. As jy 'n Christen is, wel as jy enigiemand is dat wanneer jou lewe hier eindig, gaan jy die ewigheid ingaan. Nie net hou mense jou dop nie, daar is 'n God wat jou dop hou. En maak seker dat wanneer jy van hierdie wêreld oorgaan na die ewigheid, dat God kan na jou kyk en vir jou sê, well done. Well done, goeie en getroue slaaf. Jy wil daai woorde hoor. Leef op 'n manier wat hy dit kan sê. Moenie leef op 'n manier dat jy daar kom en hy sê, weg van my, ek ken jou nie. Hoe lyk dit tans in jou lewe? Vir al die paas, deel vir jou ietsie uit by die deure. Klein flitsie. Mag jy leef en skyn in hierdie wêreld, in lyn met God se woord. Almal van ons, luister baie mooi, almal van ons is besig om 'n storie te skryf. En dan gaan 'n storie oor jou vertel word aan die einde van jou lewe. Daar word nou reeds 'n storie oor jou vertel. En jy's besig om te skryf. En Paulus gee vir ons 'n prentjie en sê, luister, hier's 'n manier, leef hierna, streef hierna. En God kyk, skyn op so 'n manier. Jesus sê, julle is lig in die wêreld. Skyn sodat mense kan sien hoe julle leef en julle Vader in die hemel kan eer. Mag hierdie vir jou 'n herinnering wees, soos wat jy ook hierdie pad stap. Kom ek bid vir ons. Here, U is getrou. Dankie vir U woord en dankie vir beginsels vir ons lewe. En ek kom bid, Here, dat U vir ons sal help, soos wat ons hierdie pad stap. Help ons om te evalueer en reg te evalueer, waar is ons? En om die aanpassings te maak wat nodig is. Ek kom bid spesifiek vir al die paas. Ek bid, Here, dat U vir hulle sal seën. Ek bid dat U aangesig oor hulle sal skyn. Dat U hulle gebede sal beantwoord. Dat U vir hulle genadig sal wees, dat U hulle sal beskerm. Ek kom bid dat U vir hulle wysheid en insig sal gee vir keuses wat hulle moet maak. Ek bid dat U vir hulle onderskeidingsvermoë sal gee, dat hulle sal sien wat is die beste ding. Ek bid dat U vir hulle 'n liefde sal gee, wat uit hulle uit sal vloei, dat U liefde hulle sal dring binne in hulle families, binne in hulle wêreld, binne in hulle werk, in hulle huwelike. En ek bid, Here, dat U vir hulle vrede sal kom gee, wat alle verstand te bowe gaan. Kom help ons, Here. Kom help ons om leiers te wees, mense te wees wat invloed uitoefen op U woord en op U beginsels, vir U glorie in hierdie wêreld. Ons eer U in Jesus naam. Amen.